Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by ons erediens. Ons vier die nagmaal. Baie welkom ook aan almal wat via die internet kyk en dalk die opname gaan kyk later saam met ons in teenwoordigheid van die Here. Afkondigings is by die deure pamflet, neem dit gerus. Onthou dat ons met nagmaal ook altyd 'n deuroffergawe het vir Bybelverspreiding. En vandag gaan ons die nagmaal bedien. Daar's mense gereël wat soos met die skinkbordjies gaan loop en ook met die dankoffer sal ons weer die dankoffersakkies in die gang in die banke deurstuur. So elke dag so bietjie weer nog iets terug na normaal toe. Ons wag vir die somer. Die winter voel baie beter deesdae, maar eers gaan ons seker nog 'n stukkie koud kry. Ek wil net 'n paar afkondigings onderstreep. Almal wat verjaar het die afgelope tyd, ons is saam met julle bly oor 'n nuwe lewensjaar en dan gee ons spesiaal aandag aan ons lidmate wat bo 70 is. Neil Malan, Vida Gerber, Willie van Niekerk en Leon van Vuren. Baie geluk. Dan dink ons aan almal wat herstel van operasies of siek wees, klomp operasies gehad, SF Kotse, Susan Lourens, Willie Bronkhorst, Julie Friedrich, en dan Hannie Reyneke, herstel van 'n hartaanval, dit gaan baie beter met haar. Sheila operasie gehad, Sheila Swanepoel, Lisa Marie Jakob se kniebesering, ek dink aan julle met al die herstel besig. Dinsdag se Bybelstudie moet ek ongelukkig kanselleer want ek het 'n sinodale vergadering die oggend wat ek moet gaan bywoon in verband met ons sinode sitting in Oktober maand. So hierdie week is daar nie Bybelstudie nie. Donderdag het ons super seniors byeenkoms, sop en sherry geleentheid, 11:00. Jy kan jou plek bespreek, bel sommer die kerkkantoor of praat met Rina van Wyk. Julle is baie welkom om dit by te woon. Dan het ons in die week verneem dat professor Adrio Koenig oorlede is. Daar is môre 'n gedenkdiens vir hom by KSM gemeente. Hy was in 1966 Sesmilspruit se eerste predikant gewees. Hy was vir 'n jaar lank hierso en einde 66 het hy toe 'n aanstelling gekry as 'n junior dosent in teologie by Unisa. Dis waar hy sy lewe lank betrokke was by Unisa. Ons dink aan sy familie en dankbaar dat hy ook hier spore kon trap in Sesmilspruit. Ons is vanoggend in Kolossense hoofstuk 2. Ons gaan daarmee besig raak en ek wil graag begin met 'n vers uit Kolossense 1. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Ons gaan saam sing tot eer van die Here. Ons sing 3 lofliedere, dan sit ons en bid saam en dan is daar 2 aanbiddingsliedere. Kom ons staan en sing tot eer van die Here.
ons kan sit. Die eerste Sondag van 'n kwartaal is ook ons gebedsfokus. So ons gaan ook vir 'n paar dinge voorbinding doen, maar kom ons bid saam, ons begin met lofprysing. Ons hemelse Vader, aan U behoort die lof en die eer tot in ewigheid. U die God wat hemel en aarde gemaak het. U is ons God, U hou ons vas in U hand, elke oomblik. U beskerm ons, U versorg ons, U seën ons met alles wat ons nodig het. Daarom wil ons U naam groot maak, U lof besing. Here, so aan die begin van die 3de kwartaal van hierdie jaar, is ons diep onder die indruk van U goedheid, van U genade. Dankie dat U vir ons die afgelope 6 maande vasgehou het, ons as 'n gemeente, dat U vir ons die pad wys wat ons moet gaan. Dankie dat ons hierdie nuwe kwartaal wat voor ons lê, aan U kan opdra. Ons dink aan al die bedrywighede van ons as 'n gemeente. Ons jong mense, ons gesinne, ons ouer mense. Ons dra die werksaamhede van die kerkraad aan U op, dat hulle ook die gemeente leiding kan gee. Ons dink aan die kerkkantoor, die werk wat hulle doen vir ons. Die werkers wat vir ons op die terrein besig is. Here, ons dra die hele gemeente aan U op. Wil U ons versterk en uitstuur om in hierdie omgewing kerk te wees, U gemeente te wees. Ons dink aan die moeilike tye waarin ons besig is om te leef, ekonomies, maatskaplik, sosiaal, polities. Here, ons dink aan die geweld en die moord en doodslag in ons land. Ons vra dat U vir ons as U kinders sal toerus om met vrede en liefde te leef, te praat elke dag. Ons is vanoggend as U gemeente saam. U woord is in ons hand om dit saam te lees. Wil U die woord vanoggend gebruik om ons toe te rus, uit te stuur. Here, ons gaan ook die nagmaal gebruik. Wil U ons daardeur versterk, om ons geloof in Jesus Christus, die opgestane Here, daagliks te kan uitleef teenoor elke persoon wat ons pad kruis. Ons buig in afhanklikheid voor U. Sonder U kan ons en wil ons niks doen nie. Ons wil U naam loof, want aan die liefde is daar geen einde nie. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons 2 aanbiddingsliedere, Heilig, 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 en lied wat iets sê oor ons toekoms. As hy weer kom, gaan hy ons kom haal. Kom ons sing hierdie 2 liedere.
Ons gaan sondebelydenis en genadeverkondiging aan die nagmaalstafel doen. Ons gaan nou saam lees uit Kolossense hoofstuk 2. Kolossense hoofstuk 2 vanaf vers 6. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op, dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is die dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese, godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sonde vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Tot sover ons skrifgedeelte. Baie keer as 'n mens in skielike groot moeilikheid beland, is dit asof jy dan apaties raak. Jy beleef nie regtig wat aan die gebeur is nie. Mense besef nie dan die moeilikheid waarin hulle is nie. Hulle kan baie keer net nie reageer nie. En dan lyk dit asof hulle kies om in die moeilikheid te bly. Hulle wil nie daaruit kom nie.
Hulle erken nie die hulp en redding wat dan verbykom nie, wat dan opdaag nie. So asof hulle nie gered wil word nie. Hierdie reddingshelikopter, se vlieënier Ian McConnell en sy span het opgetree in 2005, so lank terug al. Orkaan Katrina, wat Amerika getref het, New Orleans. Hulle was besig met reddingsoperasies. Die hele New Orleans was onder die water. Nou ja, die stad is in 'n delta van die Mississippi rivier geleë en het sy walle oorstroom en al die keerwalle wat gebou is, het amper weggespoel. Groot moeilikheid. Mense is daar in die Super Bowl, groot sportstadion gehuisves. Mense wat hulp gesoek het, pad gegee het vir die water. Maar McConnell en sy mense vertel, sy reddingsspan vertel, dat soos hulle vlieg om mense te red van hulle dakke af, hulle kon net 89 mense oppik met die helikopter. 89 mense, 3 honde en 'n kat. Niemand wou daarna gered word nie. Hulle het op hulle dakke bly sit. Hulle het geweier om in die reddingshelikopter in te klim. En dit terwyl die vloedwater rondom hulle gespoel het. Baie mense het vir die helikopter en sy bemanning gevra, man, bring net vir ons kos en water, dat ons kan oorleef. En hy sê hulle was nogal ontsteld, want hulle het die mense gewaarsku, jou huis kan instort. Die water gaan vir 'n lang tyd hoog bly voordat dit sak en jy kan afklim. Die omstandighede is onhygiënies. Jy's onder mediese gevaar. Jy's blootgestel aan die koue. Nogtans het die mense geweier om in te klim. McConnell sê hy dink mense het nie besef hoe elendig die toestand is nie. Hoe benard hulle was hier bo op die huis se dak. Dis asof hulle nie gered wou word nie. Hy sê dat die lewensverlies nie groter was nie, is 'n absolute wonderwerk. Ons het nou in Kolossense 2 gelees en dit laat ons besef wanneer ons redding opdaag, beskikbaar is. En om dit dan te gebruik. Ons redding lê in die kruis van Jesus Christus. Dit is die enigste bron van verlossing, die kruis van Jesus. Paulus nooi ons uit om in verbondenheid met Jesus Christus te lewe. Ons word uitgedaag om ons fokus nie van Jesus af te skuif deur allerlei teorieë en argumente en gesprekke nie. Moenie die waarheid uit die oog verloor nie. Johannes sê Jesus Christus is die waarheid. Hou vas aan Jesus Christus. Paulus sê al die oplossings wat mense aanbied, al is teorieë en dwaalleer. Ons nood is ons ongeregtigheid. Ons ongehoorsaamheid aan God. En ons nood kan nie verlig word deur teorieë en argumente van mense nie. Ons nood kan nie weggevat word deur Ou Testamentiese gebruike nie. Die voorskrifte van die Ou Testament, al die feeste wat die Jode in daardie tyd moes nakom. Jy mag nie dit eet nie, jy moet dit eet. In Paulus se tyd
het baie mense ook die engele aanbid naas Jesus Christus. Dis soos om in 'n noodsituasie 'n vloed op jou huis se dak te sit en om te sien hoe die water styg en dan as redding verbykom, dit nie te aanvaar nie. Paulus sê, aangesien julle glo dat Jesus die Here is, aangesien julle glo dat hy opgestaan het, moet julle op hom fokus en lewe volgens sy voorskrifte. Paulus erken dat ons menslike gedagtes so maklik weggetrek word van Jesus Christus af. Daar moet net iemand met 'n snaakse teorie na vore kom. En môre oormôre is daar miljoene mense wat hom glo en agter hom aanloop. En dit is baie keer dan 'n teorie wat die redding in Jesus Christus bevraagteken. En baie van hierdie teorieë wat deur mense aangebied word, is sogenaamd dit is die redding. Dit is die verlossing, dit is die waarheid. Maar baie keer is dit maar net 'n verskerping van die wettiese reëls wat ons in die Ou Testament kry. Jy moet al hierdie wette nakom, uit jou eie uit. Jy moet 'n prestasie lewer, dan sal jy gered word. Dan sal jy die koninkryk van God beerwe. En dit is dit wat ons gedagtes van Jesus af wegtrek. Wat ons fokus nie op Jesus hou nie. Al hierdie teorieë, die nood waarin ons verkeer. Ons fokus baie keer so op ons elende, op ons ongeregtigheid, dat ons vergeet dat ons gered is, dat die kruis van Jesus ons sondes wegneem. As mense wat beweer dat hierdie woorde wat Paulus hier in Kolossense 2 gebruik, is grepe uit 'n baie ou kerklike lied van daardie tyd. Wat hy nou gebruik om hierdie verlossing van Jesus aan die kruis te beklemtoon. Paulus sê, julle is kinders van God, omdat julle glo. Aangesien julle glo. Daarom moet jy in verbintenis met Jesus Christus lewe elke dag. Die Griekse woord wat ons hier vertaal met om te lewe, kan ook beteken om te loop. So om agter Jesus aan te loop, beteken om in volle verbintenis met hom te lewe. So met ander woorde, jou hele manier van lewe, jou styl waarmee jy lewe, sê dat jy verbind is aan Jesus Christus, dat hy die verlosser is, dat hy jou sonde wegneem. Dit moet sigbaar wees, dit moet hoorbaar wees vir hulle wat op ons pad verbykom. Nou gebruik Paulus 2 voorbeelde. Hy sê soos 'n gebou wat stewig staan, goed gebou is, en soos 'n boom wat stewig geplant is. So moet jy wees. Duidelik sigbaar, duidelik hoorbaar, dat Jesus Christus die opgestane Here is, dat jy in hom glo en dat jou lewe op hom gefokus is. Hy neem die eerste plek in jou lewe in. Paulus sê in hoofstuk 1, Jesus neem die eerste plek in die skepping in. So moet hy die eerste plek in jou lewe inneem. Die fokus wees van jou hele lewe.
Paulus gebruik nog 'n voorbeeld uit sy tyd. Die besnydenis. In die Ou Testament was die besnydenis 'n teken dat God ons God is. Dat God sy kinders liefhet en dat hy hulle God is. Maar in die Nuwe Testament, sê Paulus, kry die besnydenis 'n nuwe betekenis. Dit dui nou op die sonde, die ongeregtigheid wat uit ons lewe uit gesny word. Jesus Christus aan die kruis neem ons sonde weg. Paulus sê, dit is ons Nuwe Testamentiese besnydenis. En omdat ons in Jesus Christus glo, omdat ons aan hom verbind is, het ons deel aan sy opstanding. Want deur sy opstanding bevestig Jesus dat hy ons sondes wegneem, dat hy die dood en die sonde oorwin het, dat ons nou tot 'n nuwe lewe saam met hom opgewek is en dit elke dag moet leef. Ons is nie meer verbind aan die ou Joodse gebruike van die Ou Testament nie. Nee, Jesus Christus het gekom en die wet 'n nuwe inhoud gegee. In die wet sien ons hoe ons God moet dien as ons Vader vanuit ons dankbaarheid dat hy Jesus Christus aan die kruis vir ons sondes gegee het. Paulus sê dit so mooi in die vers: aan die kruis is ons skuld, ons sonde, ons ongeregtigheid, saam met Jesus Christus vasgespijker. Dis waar ons sonde is. As ons sonde bely, is dit saam met Christus aan die kruis. Dis waar dit vergewe word. Swaarigheid en moeilikheid is nie afkomstig van ons ongehoorsaamheid nie. Daar's nie 'n direkte eweredigheid tussen slegte goed wat ons tref en ons ongehoorsaamheid nie. Nee. Die krag van God, wat Jesus uit die dood opgewek het, is nou deel van ons deur sy Heilige Gees. Die krag van God gee vir ons die krag om elke dag in verbondenheid met Jesus te lewe. Om die vergifnis van sonde aan die kruis met hulle te deel wat rondom ons is, om daar volgens te lewe. Volkome toegewyd aan Jesus Christus. Ons fokus word nie weggetrek van Jesus Christus nie. Want ons leef met die krag van die Heilige Gees in ons. Ons gaan die nagmaal vier. Die brood en die wyn is die teken dat Jesus Christus aan die kruis oorwin het. Die brood en die wyn bevestig ook aan ons dat ons toegewyd aan Jesus Christus moet lewe. Voordat ons die nagmaal gebruik, moet ek in my eie kop hierdie dinge wat my fokus van God af wegtrek, erken. Ja, dit is dit wat my besig hou, dit is daardie ding wat my fokus van God af wegtrek. Wat is die ding waarin ek en jy tyd spandeer, wat ons so verswelg en besig hou, dat ons nie by Jesus Christus uitkom nie. Dis die dinge wat ons moet identifiseer en moet neerlê vanoggend. Ons leef in verbondenheid met hom, gefokus op Jesus Christus. Die kruis is ons redding. Ek wil vir jou 'n rustige tyd gee om hierdie dinge wat ons fokus wegtrek van God af,
neer te lê. Hierdie dinge wat ons so besig hou, dat ons nie by Christus uitkom nie, om dit te erken. Kom ons dink 'n bietjie daaraan. In 'n stil oomblik. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons lê ons ongeregtigheid, ons ongehoorsaamheid, ons liefdeloosheid, lê ons voor U neer. Ons erken dat dit ons fokus van U af wegtrek. Ons erken die dinge waaraan ons soveel tyd spandeer dat ons nie op U kan fokus nie. Dankie dat U ons daarvan verlos. Dat die kruis op Golgotha ons laat opstaan in 'n nuwe lewe. 'n Lewe van verbind wees aan U. 'n Lewe van fokus op Jesus Christus se verlossing. Geef ons die krag om dit te kan gaan doen. Daar waar ons woon en werk en beweeg elke dag, teenoor elke persoon op ons pad. Versterk ons vanoggend met die nagmaal. Geef ons krag om gehoorsaam te wees, om aan U die eer te bring, om U te aanbid as ons verlosser. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons 'n lied, Here sien my bitter lyding. 'n Baie ou bekende melodie, het nuwe woorde gekry. Alta, speel hom dalk net 'n keer vir ons. En 2, vers 1 en 2. Toe ek diensplig gedoen het, was daar 'n vriend saam met my wat saam diensplig gedoen het, Jimmy Breitenbach.
Ek het so ruk terug van hom op die internet raak geloop, 'n weergawe wat hy geskryf het van die geloofsbelydenis. Ek lees dit graag vir julle. Ek glo dat die almagtige God my Vader is, dat hy my gemaak het, my ken en my liefhet. Ek glo dat Jesus Christus God is, wat homself vir my sonde gegee het. Hy is uit die maagd Maria gebore, maar deur ons verwerp. Hy is onder Pontius Pilatus gekruisig en begrawe, maar het op die 3de dag uit die dood uit opgestaan, na die hemel opgevaar, waar hy aan die regterhand van God vir my intree. Ek glo dat die Heilige Gees my na God toe lei, my gebreke vergeef en vorm na die beeld van Jesus Christus, sy eniggebore Seun, my Here. Ek glo dat die Heilige Gees my krag gee om toegewyd aan Jesus te leef. Ek glo dat ek deel is van een heilige algemene kerk, die liggaam van Christus. Dat alle gelowiges my broers en susters is. Dat Christus weer sal kom om my te kom haal en dat ek vir ewig met hom sal lewe. Johan, kan julle die tafel gereed maak asseblief? In die nag wat Jesus verraai is, het hy brood geneem, dit gebreek en aan sy disippels gegee met die woorde: neem dit, eet dit en glo, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, neem dit en drink dit. Dit is die verbintenis met die bloed van my liggaam wat vir julle gevloei het. Die brood en die wyn is Jesus se liggaam vir ons. Neem dit, eet dit, drink dit en weet dan dat sy liggaam aan die kruis vir ons gebreek het, sy bloed gevloei het. Word versterk vir môre en oormôre om in verbondenheid met hom te gaan lewe.
is almal bedien met brood en wyn. Moederskamer ook geholpe. Baie dankie. Ek wil met die woorde van Psalm 107 dankie sê. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So moet die mense sê wat deur die Here bevry is. Die wat hy uit hulle nood bevry het en uit baie lande versamel het, uit die ooste en die weste, die noorde en die suide. Party was verdwaal in die woestyn in 'n barre wêreld en kon die pad na 'n bewoonde stad nie kry nie. Hulle was honger en dors, uitgeput. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle gered uit hulle elende. Hy het hulle op die regte pad gebring en by 'n bewoonde stad laat uitkom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Hy het die dors geles van die wat dors was. Hy het die goeie in oorvloed gegee aan die wat honger was. Aan die Here behoort die lof en die eer tot in ewigheid. Ons het tyd om ons dankoffer te gee. Baie dankie vir die ouens wat help met die insameling vanoggend.
Baie dankie. Die katedese begin na afloop van die erediens vir die 3de kwartaal en onthou ons insameling by die deure vir Bybelverspreiding. Ons betaal dit oor aan die Bybelgenootskap. Ons gaan 'n laaste lied saam sing, die 3 verse, U is die lig wat in die donker skyn. Kom ons staan en sing die pragtige lied saam. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.